Luister, bou en luister weer. Meer dikwels as nie, is wat ons wil hê, nie wat God se wil is nie. Ons soek nie na sy wil nie. Ons begeer rykdom, bekendheid of invloed. In ons ambisie kan ons die enigste God wat ons geskep het uit die oog verloor. Ambisie is nie verkeerd nie, maar ambisie moet belyn wees met God se wil. In die verhaal van Noag en die vloed sien ons dieselfde probleem. Die wêreld wil een ding hê en God begeer 'n ander. Die twee is nie met mekaar belyn nie. In hierdie geval het selfsug gelei tot katastrofiese vlakke van boosheid. In Genesis 6 sê dit, die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien. Dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Wat 'n aangrypende gedeelte. Dit sê God vir Noag dat hy klaar is daarmee. Hy gaan dit alles beëindig. Maar Noag en sy gesin sal gespaar word as hulle gehoorsaam is en God se wil doen. Noag luister. Hy bou die ark en God eer sy werk deur self daar te wees om die deur toe te sluit. Hy is daar aan die einde en beklink die ooreenkoms. Om getrou te wees beteken om 'n geleentheid te kry om die krag van God in ons lewe te mag aanskou. Wanneer ons ambisie nie deur God se wil en doelwitte gelei word nie, kan die resultate korrupsie in ander beteken. Dit lei tot selfsug, wat soos ons gesien het, tot katastrofiese gevolge kan kom. Ons wonder dalk baie keer hoe het ons hier gekom, maar die antwoord is eenvoudig. Selfsug. In plaas van daarom om dinge op ons manier te moet doen, moet ons luister, bou op wat God wil hê en doen wat God wil hê in ons lewe en weer luister na God. Ons het 'n keuse. Ons kan ons eie ambisie volg, ambisie sonder God, soos wysheid en kennis, of ons kan Christus se manier kies en besef dat hy vir ons sê in Prediker, baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel smart. Ambisie alleen bied nie 'n gelukkige einde nie. Die enigste einde wat vreugde tot gevolg het, is die een wat fokus op God se koninkryk en God se begeerte, se wil vir ons lewe. Eerder as om ons huidige begeertes te regverdig, moet ons so instem om die probleme raak te sien, om dit wat verkeerd is raak te sien. Individuele ambisie kan goed wees, maar dit kan ook selfsugtige begeertes na vore laat kom. Maar deur te fokus op wie Christus is, verander alles. Want Matteus sê vir ons, geseënd is die vredemaker, want hulle sal die kinders van God genoem word. Watter ambisie moet jy in jou lewe op sy sit? Watter manier moet jy in jou lewe herfokus, sodat Christus sentraal kan wees en sy wil en doelwitte vir ons na vore kom?